JJath. Welkom by die eerste toetsie vir faktorisering. Daar gaan 3 van hierdie toetse wees. Probeer hulle asseblief, pause die video, kyk of jy die vraag kan doen en wat jou antwoorde is en dan merk jy saam met my en dan gee jy jou punt uit 22 vir hierdie ene. Laat weet my asseblief hoe dit gegaan het en of julle hierdie verstaan. Dan kan ons nog video's maak in die toekoms en dalk van julle vrae as julle vra vir my e-mail, kan ons dit dan bespreek en seker maak hierdie crucial aspek van wiskunde kom nie in jou pad as jy verder stap in graad 10, 11 en 12 nie. Kom ons kyk na vraag 1. So by vraag 1 kan ek sien daarso is 3 terme. Eerste stap altyd met faktorisering. As ek kyk of ek 'n gemeenskaplike faktor kan uithaal, ek kan dadelik begin met die 3 terme. So, wat gee vir my 15? 1 maal 15 en 3 maal 5. So in hierdie geval kan ek my hakkies maak. Ek kan sien hierdie is nie 'n moeiliker 3 term nie, so dis 'n graad 9 een. So dit beteken ek kan net x en x klaar gaan insit. Nou moet ek kyk wat as ek dit aftrek van mekaar af gee vir my 'n 2. Dis daai 2, ek skryf die grootste een in die eerste hakkie, kleiner een in die volgende hakkie, dan die eerste teken gaan na die eerste hakkie toe. Omdat dit eindig op 'n minus met die tekens in die hakkies verskil van mekaar. So dit beteken daai gaan 'n plus wees en daai is dan my antwoord. Vraag 2, so as jy in graad 9 is, jy hierdie ongelukkig nog nie geleer nie, jy kan nou aangaan na vraag 3 toe. Maar kom ons kyk gou daai. Daar's ons 2 terme. Kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Nee, daar's nie iets wat in 8 en 27 in kan deel nie. Maar alles is derde magsgetalle, so ek gaan 'n klein hakkie maak en dan gaan 'n groot hakkie maak. Wat is die derde magswortel van 8y tot die mag 3? Dit gaan wees 2y. Die teken bly dieselfde en die derde magswortel van 27 is 3. Om die groot hakkie te kry, kwadreer die eerste een, maal hulle, maar verander die teken en dan altyd 'n plus en kwadreer die laaste ene. Daar is die antwoord vir vraag 2. Vraag 3. So hierso, ek kan nie 'n gemeenskaplike faktor uithaal nie. As ek die terme tel, dan kan ek sien daarso is 4 terme. So dit gaan groepering wees. Nou moet ek mooi kyk, hoe gaan ek dit groepeer? Ek gaan altyd dit eers net probeer soos wat dit daar is, en dan as dit nie werk nie, dan sal ek iets anders probeer. So kom ons doen dit, waar ons die eerste 2 gaan groepeer, en die laaste 2 gaan groepeer. So by die eerste 2 kan ek 'n a uithaal, en wat oorbly is 4a² minus 1. By die volgende ene lyk dit of ek nie iets kan uithaal nie, maar omdat daar 'n minus is vir die derde term, gaan ek 'n minus 1 uithaal by die laaste 2, en dit gee vir my 4a² minus 1. Ek weet ek is reg, as my hakkies presies dieselfde is. So nou kan ek die hakkies uithaal as my gemeenskaplike faktor, en wat oorbly is dan net a minus 1. Nou baie kere is ek klaar as ek by daai stap kom, maar ek moet dan kyk, kan ek dalk weer 'n gemeenskaplike faktor uithaal, of kan ek een van die ander faktoriserings doen? En daai eerste hakkie is eintlik verskil van vierkante, so ek moet dit dan opbreek as 'n hakkie met 'n minus, 'n hakkie met 'n plus, en die laaste ene kan ek niks mee doen nie, so ek gaan hom net saamvat. So wat gee vir my 4a², 2a en 1 bly net so. Daai is die finale antwoord. So moenie jou punte verloor as jy te vroeg stop met die som nie. Vraag 4. Eerste stap altyd kyk wat gemeenskaplike faktor uitknal. Yes, hier kan ek baie goeders uithaal. So ek weet 7 kan by albei daai getalle indeel. X, ek mag nie meer wegvat as wat die kleinste een het nie, so x7 gaan ek daar sit, en dan by die a's kan ek ook net 7 wegvat. So wat bly oor as ek dit wegvat by elke term? By die eerste ene bly daar 7 a's oor. So a tot die mag 7 bly oor. By die volgende ene is 14 gedeeld deur 7 is 2. Ek het al die a's weggevat, maar ek het net 7x'e weggevat, so daar bly 7x'e oor. En daai is dan my antwoord. Vraag 5. Hierdie is weer eens nie 'n graad 9 som nie, so jy kan hom skiep as jy in graad 9 is, maar die res van ons, kom ons probeer hom. So, eerstens, kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Ek kan actually 'n 6 uithaal hierso. So ek gaan 'n 6 daarso sit, en dan wat oorbly, 2a² min 3ab plus b². Nou moet ek gaan kyk in my hakkie. Ek kan nie weer 'n gemeenskaplike faktor uithaal nie, maar ons 3 terme, so hierdie is actually 'n 3 term. Ek gaan die 6 net voorlos, en dan gaan ek my hakkies maak. Okay. So nou moet ek gaan kyk, wat gee vir my 2? Okay, so dis 1 maal 2, of 2 maal 1. Okay, so ek kyk na daai 1 se faktore, dis daai's, en dan kyk ek na daai 1 se faktore. So dis daarom heel maklik in hierdie geval, dat dit net 'n 1 en 'n 1 is. Nou, die agterste teken sê vir my ek moet die goeders bymekaar plus om 'n 3 te kry. So ek kan enige een van hulle kies. As ek sê 2 maal 1 kry ek 2, 1 maal 1 gee vir my 1, en as ek dit bymekaar plus kry ek die 3 wat ek soek. So ek gaan die boonste 2 hakkie sit en die onderste 2 hakkie sit. So dit sê vir my, daar moet 'n 2 en 'n 1 kom, daar moet 'n 1 en 'n 1 kom. Maar nou wat baie belangrik is, as ek die linkerkant van elke hakkie maal, moet ek by a² uitkom, en die regterkant is met vir my b² gee. So ek gaan 'n a daar sit, en ek gaan 'n b daarso sit. Nou, wat is die tekens? So die eerste teken is 'n minus,
en dan die laaste een is 'n plus. As die laaste teken 'n plus is, beteken dit my hakkies gaan dieselfde teken hê en dit gaan die eerste teken wees. So daai gaan 'n minus wees en daai gaan 'n minus wees. Was dit julle? Hoe daai ene gegaan? Was hy nog steeds baie complicated of begin julle, are you getting the hang of this? Okay, vraag 6. Eerste stap, kan ek dalk 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Yes, ek kan definitief. So as ek kyk na die getalle, ek kan 'n 4 uithaal. By die x'e, ek kan 'n x kwadraat uithaal en by die eie kan ek y tot die mag 4 uithaal daarso. Nou wat bly oor? Daar bly 'n 4 oor, daar bly 2 x'e oor en daar bly 4 eie oor. By die ander ene het ek die hele term weggevat, so ek gaan dan net daarso minus 1. Okay, so partykeer is ek klaar, maar ek moet gaan kyk of ek dalk weer iets kan doen. Daai hakkie is verskil van vierkante, so ek gaan alles wat voor is net weer so kopie en dan moet ek dit opbreek in 2 hakkies. Ek weet dit gaan eindig op plus 1 en minus 1, maar die linkerkant van elke hakkie gaan dan wees 2xy kwadraat. En die ander ene 2xy kwadraat. Ons sê, daar is my som klaar. So ek moet weer gaan kyk in die hakkies, kan ek dalk iets verder doen, maar in die geval kan ek nie, so ek weet ek is klaar. Kom ons kyk dan gou by vraag 7. Hierso gaan dit dan wees. Daarso is 2 terme. Dit lyk of dit 3 is. En jy kan daai hakkies gaan uitmaal, maar die som gaan baie moeiliker word dan. So wat ek sal voorstel, sien dit as 2 terme, al 2 is gekwadreer, so hierdie is verskil van vierkante. Onthou, ek gaan 'n hakkie in 'n hakkie hê, so ek moet blokhakkies maak. So hierso weet ek daai gaan 'n minus wees, daai gaan 'n plus wees. Wat gee vir my 25? Is net 5 en 5 en daai hakkie herhaal. So een van daai hakkies sit ek daar, die ander een sit ek daar. Nou vir my volgende stap moet ek die minus inmaal in die eerste blokhakkie en die plus inmaal in die volgende ene. So hierdie word dan 5 minus x plus 5 en hierdie ene word 5 plus x minus 5. Finale antwoord gaan dan wees 10 minus x en aan hierdie kant het die 5 uitgekanselleer, so daai is net 'n x. So dit is jou finale antwoord. Kom ons merk gou en kyk waar jy die punte sou kry. By vraag 1, hy tel 2 punte en jy gaan jou 2 punte kry, 1 vir elke hakkie. By die volgende ene, hy tel 3 punte, so hierso kry jy 'n punt vir die klein hakkie, as dit heeltemal reg is, en dan as jy die patroon van die groter hakkie reg gekry het. So jy gaan 2 punte kry as die hele hakkie reg is. So hulle gaan kyk, het jy die weerskante gekwadreer, daarvoor kry jy 1 punt en dan as jy gemaal het en die teken verander het vir die middelste term, dan wil jy jou derde punt kry. Dan vir vraag 3, hy tel 4 punte, so ek gaan definitief 'n punt kry omdat ek my groepies reg gemaak het en dan reg uitgehaal het daarso. So ek sal sê daar kry jy 'n punt, daar kry jy 'n punt. Dan omdat jy die groepering reg gedoen het deur om dit dan in 2 hakies te los en dan omdat jy gesien het dis verskil van vierkante, gaan jy jou volgende punt kry. So 4 punte vir daai som. Baie maklik om daai ene verkeerd te kry. So fokus mooi. Vraag 4 tel net 2 punte. Ek gaan 'n punt kry omdat ek die regte faktor uitgehaal het en dan 'n punt omdat my hakkie korrek is. Vraag 5 het 3 punte getel, so ek kry 'n punt omdat ek die 6 reg uitgehaal het, daai hakkie reg is en omdat daai hakkie reg is. Vraag 6 tel 4 punte. So hierso kry ek weer eens 'n punt omdat my gemeenskaplike faktor reg is, omdat die hakkie reg is en dan omdat jy verskil van vierkante gedoen het aan die einde. Kry jy daarso ook 2 punte. Vraag 7, hy tel ook 4 punte. Hy word gesien as 'n moeiliker eksamenvlaksom. So kom ons kyk gou-gou. As jou verskil van vierkante in stap 1 reg is, kry jy 'n punt, so die plus en die minus, maar dan ook as jy die regte hakkie kombinasie gebruik het, so blokhakkies met hakkies binne-in. So asseblief fokus daarop. Ek weet baie onderwysers gee nie veel om daarvoor nie, maar jy weet nie wanneer jy by 'n toets of eksamen kom waar dit regtig saak maak en dan verloor jy punte daarvoor nie. So kyk mooi. Dan gaan ek nog 'n punt kry omdat ek die minus ingemaal het hierso en dan vir my finale antwoord. Hoeveel het julle gekry uit 22? Laat weet my asseblief hoe dit gegaan het en dan doen asseblief toets 2 en toets 3, dan kyk jy of jy vordering maak en hierdie ding kan bemeester. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.